Goeiemôre. Kan julle vir ons net gou hallo sê? Jee! Welkom by ons opstanding Sondag. Vandag vier ons dat Jesus leef. Amen. Ek is Retief. Sommige ouens noem my 'n pastoor, maar ek verkies net Retief. Ek gaan nou oorgee aan my baie mooier kollega Emiel. Maar ek wil almal wat vandag hier so is net sê absolute welkom. Dit is so lekker om saam met julle vandag te kan vier dat Christus Jesus leef. Ons het mense van Kempton Park apparently hierso. Is die enige mense van Kempton Park? Right. Ek is bang om verder te vra, want die crowds gaan verseker kleiner raak. Ons het selfs mense van Meyerton wat hulle paspoorte vanoggend laat stamp het, om al die pad, hulle moes dit laat chap om deur te kom, maar ons het mense van Meyerton, van Alberton, van wherever, oral, Beleef gemeentes hier, Kruin gemeentes hier, Kaleidio se gemeentes is hier, El Shema is hierso, en vergeet ek iemand. Belangriker as enigiets, is dat Christus Jesus is die rede hoekom ons hier is. Goeiemôre. Dit is die grootste dag op die Christenkalender. Want Goeie Vrydag was goed, en ek dink Vrydag het mooi saamgespeel, die weer was so half bewolk, en dit het gevoel soos 'n dooie dag. Vandag het die Here vir ons son gestuur. As jy jou sonbrandroom vergeet het, moenie worry nie, bietjie rooi, teen môre is dit weg. Okay. Maar soos Retief genoem het, Vrydag maak nie saak as vandag nie gebeur het nie. Jesus het opgestaan en hy lewe. En dis hoekom ons vandag hier saam is. En ek dink dit is so 'n mooi geleentheid dat klomp gemeentes, mense van verskillende denominasies bymekaar kom en vir 'n oomblik ons verskille op sy skuif en sê, daar is een ding wat ons saam oorstem, daar is een ding wat ons glo, en dis dat Jesus Christus leef. Amen. So ek gaan jou vra om iets te doen. Yes. Ek gaan jou vra om een ding saam met my te doen, en hierdie was 'n tradisie gewees in die vroeë kerk. Op opstanding Sondag het hulle 'n ding gehad wat hulle gedoen het en vir mekaar gesê het. So ek gaan sê, hy het opgestaan, en dan gaan jy terug vir my sê, hy het waarlik opgestaan. Is jy reg om dit te doen? Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Nog een laaste keer uit jou hart uit, hy het opgestaan. Amen, amen. Net een of twee goed waarvan jy moet kennis neem, want as al so baie mense by mekaar is, dan kan dit die mekaar raak. Vir die van julle wat aan my regterkant sit daar, as jy nie lekker kan sien nie, wat ek neem aan jy doen nie, hier is nog plek aan daai kant, so as jy jou pad hierdie kant toe wil maak, is jy welkom, andersins is jy welkom om net daar te bly. Dan is daar 'n paar gazebos waarvan jy moet kennis neem. Die eerste gazebo, die AfriForum gazebo is aan daai kant. Dit is die plek, as jy 'n ouer is en jy mis jou kind, iewers is jou kind weg, die kinders gaan almal daartoe gevat word. Okay, as ons 'n verlore kindjie sien, vat ons hulle soontoe. Alright. So as jy dalk wonder waar jou kind is, gaan soek eers daar, hulle behoort daar te wees, en jy kan jou kind daar kry. Dan is dit net agter daai gazebos, is daar 'n swart kruin gazebo, en dit is die noodhulp, en is iets gebeur of so iets, jy kan gerus daar 'n draai maak. Die springkastele sal na die tyd opwees. Ons nooi jou om saam met ons te kuier na die tyd, om nie net die weg te hardloop nie. Ek dink hierdie is 'n groot geleentheid in ons dorp, waar ons 'n statement maak in die gees. En dis Psalm 133 wat sê, hoe geseënd is dit, hoe goed is dit, as broers saamwoon. Hy sê, waar daar eenheid is, dis die plek waar God sy seun gebied. Dis waar hy die seun opdrag gee om daar te wees, en hy spesifiseer die seun. Hy sê dit is lewe tot in ewigheid. Is jy nie bly dat jy vandag weet, jy ken Jesus Christus, die lewende een, en dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe? Amen. So vandag is 'n spesiale geleentheid. En ons gaan jou nooi om saam met ons die Here te aanbid. En ons almal besef dat hierdie is nie jou kerk nie. So kyk gou agter jou en sê vir iemand wat jy nie erken nie, hierdie is nie jou kerk nie. En dit beteken, omdat dit nie jou kerk is nie,
gaan daar mense wees wat op ander maniere aanbid as wat jy gewoond aan is. Dalk is daar iemand wat voor jou al hande baie hoog in die lug opsteek en iemand anders wat hande klap en iemand anders wat niks doen nie. Maar vandag is ons hier om te fokus op Jesus Christus. Amen. En ek gaan jou vra om in 'n oomblik saam met my te staan en die Here te aanbid, maar voor ons dit doen, gaan ons net eers verklaar dit wat ons glo. En ek gaan vir Michelle van Tonder van Kruin vra, sy gaan laat ons almal net saam die geloofsbelijdenis saam doen en sê dis wat ons glo. En ek gaan jou vra om na te luister en dan daarna gaan ons saam aanbid. Ek gaan nooi om te staan en te sing saam met ons. Dankie Michelle. Dankie Emiel. Nou los hulle dit vir die meisie van Bloemfontein om die Engelse mense te verwelkom. Welcome to all our English speaking friends. I have to do this because there's a reason. We're going to do the Apostles' Creed, part of it in English, part of it in Afrikaans, and this just shows that we are truly the capital C church, as our friends at Caladio like to say. Ons is die groot K-kerk, die algemene heilige Christelike kerk van die Here. Ons is hier want ons almal bely, ons almal verklaar dat Jesus die Here is en dat hy lewe en opgestaan het. Ek wil julle uitnooi. Sê dit saam met my hardop. Dit staan nie op die skerm hier en bely saam met my julle geloof. I believe in God, the Father, Almighty, Maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried, and He descended into heaven. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. My vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my rede, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n vader vir sy kinders. Gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Kom ons hoor julle sê. Prys die Here vir my siel. Prys die Here want hy is goed. Prys die Here al wat lewe. Prys die Here. Prys die Here vir my siel. Prys die Here want hy is goed. Prys die
is my kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Hey, sing ons op! Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam, alles wat lewe roem sy naam. Die hele skepping sing nou saam, alles wat lewe roem sy naam. O my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer en al wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer en al wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer en al wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer en al wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer en al wat lewe, prys die Heer. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who will forgive for us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted up, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Yeah, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, and you are lifted up,
possession. Your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, and you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. And you will always be holy, holy forever. And you will always be holy, holy forever. Mense, steek uit julle hande vanoggend, sing dit saam met ons. Hy is heilig vir ewig. Holy, holy forever. Your name is the highest, and your name is the highest, and your name is the greatest, and your name stands above them all. Yes. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And we the people, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever, and you will always be holy, holy forever, and you will always be holy, holy forever. Baie dankie, dit was amazing. Kom ons sit. Ons het as leiers van die gemeentes eintlik 'n common calling gekry die afgelope, ek wil sê eintlik die afgelope jaar of 2. Waar ons het beleef het ons as gemeentes het dieselfde werk. Ons moet God se koninkryk sigbaar maak. En toe ons begin saamwerk het ons ook eens vir mekaar gesê, maar ons het 'n behoefte om hierdie dorp en alle gelowiges in die Here se naam ook op te dra, te vra dat hy die wêreld gaan verander deur ons.
So daarom gaan ons vandag 'n bietjie saam bid. All of the leaders of the churches that are here, and even a lot of the leaders aren't here or can't be here on the stage. We've got this express thing that we need to do, and that's to pray together. So we asked a lot of the leaders to just pray for certain aspects of our faith and of our life, and we ask you to pray with us. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons wil vanmôre aan U eer bring. Vader van die hemel, Vader wat God is oor die aarde, ons eer U op hierdie opstandingssondag. Dankie vir die seën en dankie vir die Heilige Gees. Here, in die besonder wil ons vandag hierdie skool uitlig wat hulle hart en hulle geriewe vir ons beskikbaar gestel het. Kempton Hoër. Ons bid vandag vir die leierskap, die hoof en sy personeel en elke een wat 'n inset lewer om dinge hier glad te verloop. Maar Here, dan kom ons harte tot ons kinders. Here, ons wil in die besonder bid dat die kinders in hierdie skool sal beleef die guns, die goedheid en die genade. En ons sal nie nalat om U te eer, U te loof en te dank nie. Maar Here, as ons vir Kempton Hoër bid, bid ons vir elke skool van Kaappunt tot ver in die noorde. Ons wil bid, Here, terwyl ons bewus is dat daar 'n aanslag is teen die skole en dit wat daar moet gebeur, wil ons vanmôre vir die vyand verklaar, jy's oorwin. Vrydag is die teken, Jesus Christus het die oorwinning behaal. En daarom het hy vir ons gesê, julle sal meer as oorwinnaars wees. Vader, ons wil die vyand uitklee, ons wil hom bind in hierdie oomblikke, reeds opleiding ontvang, maar hulle kan nie 'n werk of 'n pos ergens kry nie. Daarom bid ons, Here, dat die jeug in die suidepunt van Afrika, ja, ons het altyd gesê, die kerk van môre, dat hulle werklik sal beleef, dat Christus is hulle hoop, Christus is hulle toevlug, hy is hulle krag en hulle sterkte. En daarom kan ons nie anders as om na U te kyk, vir ons skole, vir elke leierskap, vir ons jeug. Here, ons bid, ja, vir die universiteite, die colleges, elke skool, dat U naam daar opgehef sal word. Here, die groot deurbraak sal kom, wanneer die Heilige Gees tsunami van Kaappunt tot voor in die noorde beginne vloei en mense se lewens verander. En ons sal U eer, ons sal U dank en ons sal U loof. Word verheerlik in Jesus naam. Oom Harry het iets besonders gebid. Terwyl hy bid, luister ek fyn. Hy sê Christus het vir ons die oorwinning behaal. Ek het die voorreg om vanoggend vir gesinne te bid. So jy wil jou gesin nou styf vashou, as jou kind naby is, sit hom op jou skoot, as jou vrou, jou man, oupa, ouma, as julle by mekaar is. Joshua oorwin Jerigo. En hy praat met die 12 stamme en hy praat oor allerlei dinge wat hulle verlang afgelei het. Afgodsdiens, dinge wat hulle aandag weggetrek, en dan maak hy hierdie bekende verklaring. Hy sê, maar ek, as for me and my house, we will serve the Lord. Ek en my huis sal die Here dien. Mag ons Christus die hoeksteen maak van wat ons doen. Hy het vir ons die oorwinning behaal. Vader, vandag eer ons U. Eerstens vir die genade vir elke gesin wat kan sê, Christus is ons hoeksteen. Hy is ons oorwinning.
mag ons sit in daai glorie, in daai identiteit, in daai realiteit, dat Christus is ons oorwinning, die voorreg wat ons het om te kan weet, ons ken Jesus Christus. Vader, dan bid ons vir alle gesinne, vandag in besonder, wat nie daai voorreg het nie, wat dit nie ken nie. Mag ons as gesinne wat gelowig is, wat sê, Christus is ons oorwinning, hy is ons hoeksteen, hy is die rede hoekom ons gesement is aan mekaar, mag ons so wees en so wandel, dat ander gesinne sê, wat is anderste by julle? En daarom vra ons vandag dat ons, soos Jakobus 4, 6 en 7 vir ons sê, daarom gee vir ons meer genade, dat ons meer getrou in U kan wees. Mag ons in U getrouheid, mag ons in getrouheid wandel as gevolg van U genade. Ons bid vir ons gesinne, U hand van beskerming, vir genesing, versorging, vir by mekaar wees. Maar Here, kom sement ons as gelowiges, as die groter gesin van Jesus Christus. Ons bid dit. Amen en amen. I've got the privilege this morning to pray over businesses, and I know that our economical times in South Africa, the climate doesn't look that well. But I know that God is still in control. And do you believe that? Amen. So this morning, if you're a businessman or if you've got the privilege to have a job, I want to pray for you this morning. I want you to close your eyes. And I believe honestly where God says, where two or more agrees in His name, so it shall be. And I pray for our community that this will be a powerful time where we will see God's hand move regardless of what's going on in our country. So let's pray. Heavenly Father, in Jesus' name, I lift up every business represented here in our community today, and we declare, you are Jehovah Jireh, our provider. And every good and perfect gift comes from you. We declare that it is you who gives us the ability to create wealth. Bless every entrepreneur here today, every leader and worker with wisdom and strategy and divine favor. And let these businesses pursue not just profit, but kingdom purpose. May they be rooted in righteousness, integrity, and service. We bind fear and we release power, love, and a sound mind. Where there's been lack, bring abundance. Where there's been strife, release grace, Lord. Let each business shine with your light, funding mission, shaping culture, and creating jobs. We declare divine protection, provision, and breakthrough ideas in the powerful name of our Lord Jesus Christ. And if you believe it this morning, say aloud, Amen. Dis my voorreg om ons te lei in 'n gebed vir die mense oor wie ons die meeste kla. En dis nie noodwendig jou man of jou vrou nie. Maar die Bybel leer ons bid vir hulle wat oor julle aangestel is, sodat julle in vrede mag leef. Elke stukkie gesag kom van God af. En al voel dit partymal nie so nie, is dit my en jou werk om vir ons regering en die mense wat by ons aangestel is te bid. Want wanneer dit goed gaan daar, dan gaan dit goed met ons. Glo jy nog, God kan harte skuif. Amen. So ek wil jou vra, as jy gemaklik is daarmee, om jou hand iewers in 'n rigting uit te steek na ons stad toe. En ons bid vandag vir die leierskap, spesifiek van Ekurhuleni. Here, dankie dat ons weet, dat U woord leer ons dat die gebed van 'n regverdige het groot krag. En elkeen wat vanmôre hier sit in die naam van Jesus Christus bely, is regverdig as gevolg van die bloed van Jesus Christus. En daarom weet ek, is daar vanmôre in ons gebede groot krag. En ons bid vir elke persoon in posisie, elke persoon in gesag, elke leier in hierdie metropool. Vader, ons bid dat U Gees 'n hou vas van hulle harte en hulle gedagtes sal kry. Here, ek bid vir regverdigheid. Ek bid vir dienslewering. Here, ek bid vir etiese bestuurspraktyke. Vader, ek bid vandag dat die temperatuur en die geestelike atmosfeer in ons stad sal verander, omdat U ingryp en want U mense soos vandag by mekaar kom en verklaar dat U regeer. Dankie Here, dat U elke leier se hart draai
dat ons vandag dit kan bid en ons roep dit in die naam van Jesus Christus. En ons almal stem saam en ons sê, dankie Johan. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou ons almal wat hier sit, neem ek aan, glo in Jesus Christus en dat hy lewe, amen. Maar hier's mense in ons dorp, hier's verlore seuns, verlore dogters, wat nog op soek is na Jesus, wat Jesus nog moet ontmoet. Ons mense wat hom desperaat in hulle lewens nodig het. En vandag wil ek jou vra, jou arms gaan dalk bietjie lam raak, maar steek jou hande in die lug uit op, as jy gemaklik is daarmee. En ons gaan vandag siele roep, terug na Jesus Christus toe. Verlore seuns, verlore dogters, terug na die huis van die Vader. So Here, vandag roep ons in geloof u seuns, ons roep in geloof u dogters, ons roep in geloof vandag mense wat u nog nie ken nie. Mag u hulle harte begin sag maak. Here, ek beleef daar soveel verharde harte wat oorgeneem is met pyn en teleurstelling. En u leer ons, soos Richai gesê het, waar 2 of meer in die naam saamstem oor 'n saak. Daar is u, Here, en ons weet u is vanoggend hier. En ek bid, Vader, dat u iets in ons sal beweeg vandag, 'n hoop in ons sal kom losmaak, want Here, ons is die voertuig. Ons is die voertuig van die goeie nuus. Ons is die mense wat u vat na u verlore seuns en dogters toe. En mag ons met die autoriteit van 'n opgestane Jesus Christus gaan disippels maak, sodat die verlore seuns en dogters kan terugkeer na die Vader toe. In Jesus naam. En ons almal stem saam en ons sê, amen. Ek is gevra om die gebed vir hierdie oomblik af te sluit deur te bid vir die kerke. En Paulus gebruik hierdie ongelooflike metafoor vir kerk in sy tekste. Die metafoor wat hy vir kerk het is liggaam. En op 'n dag so vandag raak ek bewus van die liggaam van Christus. Maar die liggaam van Christus is vandag nie gebroken nie. Vandag bely ons in die opgestane Heer. Die liggaam wat ons sien vandag is die liggaam van Jesus Christus wat opgestaan het, sodat ons die verteenwoordigers kan wees op aarde. So kom ons sluit die oë en ons bid vir elke kerk hier. Ons Vader, dankie dat ons geroepenis kan wees, wat by mekaar is, om vir mense fisies sigbaar te wys, hoe lyk die liggaam, verenig en verheerlik. Ons bid vir elke gemeente lid, vir elke persoon wat op een of ander manier u liggaam verteenwoordig, dat dit vir die wêreld sal wys. Hoe lyk dit om verheerlik te word in u naam? Ons bid, Here, dat ons hierdie groot verantwoordelikheid om die liggaam vir mense te wys, ernstig sal neem, en dat elke gemeente waarlik vandag ook u seën as die beeld het waar rondom ons onsself ook modelleer en rondom wie ons onsself bou. Ons bid dit in u naam alleen en almal sê, amen. Om weer op te staan, sodat ons verder kan sing. Ek ken hierdie liedjie baie goed. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die
ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Kan ons dit weer sing? U seun word mens in ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Hoe heerlik Heer, U grote Hy is die naam elke naam. Waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Ja, hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam. En my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is
ons son. Almal sal sien hoe groot is ons God. Nee, vanoggend. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb.
to ask you to step a little bit out of your comfort zone. We've got the beautiful, greatest canvas that we can worship to this morning, and I don't know if you've seen it, but just for a moment, do not look at the stage, do not look at me, just lift up your head and just look at the clouds. And just see the beauty and the wonder of our Creator. I'm going to ask you another thing, just to step out of your comfort. Maybe you might feel like this is not for me, but you know what? When it comes to God, one day gonna stand before Him, and all of us are gonna raise our hands towards the King of Kings. So I'm gonna ask you, where you stand, just raise your hands for a moment, look up to the sky, and only the voices this morning, I want us to sing this. Can I ask the band just to stop for a moment? I just want the voices this morning. Let's do this. Holy, holy, let's lift up His name. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Let's sing it. Worthy is the Lamb. Amen. And if you believe it this morning, let's lift up a loud shout of praise to the King of Kings and the Lord of Lords. Come on! We serve an awesome God. Come on! Come on! He's alive! He's alive! Let's worship Him! Amen! 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 Before I hand over to you, turn to the person next to you, just high five them and say, you are in for something amazing this morning. And take your seat. Thank you very much, Johan. Goeiemôre Kempton Park, Benoni en Alberton. The city of Ekurhuleni, come on. Everything doesn't work in the city of Ekurhuleni, but let me tell you something, the church is not dead. The people of God, hulle is nie meer skaam nie. Hulle like dit om bietjie uit te hang op 'n Sondag, amen. My naam is Johan Pieterse. Dit is my voorreg om vanoggend die woord met jou te deel en ek hoop jy het jou sonbril gebring, want die volgende 2,5 ure gaan 'n diep, verrykende deel van jou dag wees. Almal behalwe die Kaleido mense lag, want hulle weet ek's ernstig. It's such a privilege for me to share the message this morning. At the 1st of April, it has been 7 years that Mizan, my wife, and I, that we moved to Kempton Park. And I'm not going to tell you for time's sake and for other obvious reasons where the two of us come from, because maybe you'll hold that against us. But we have fallen in love with the East Rand. We have fallen in love with the people, and we have fallen in love with the church. And what a great time to be alive, where mature Christians can put aside
the things that they differ on and say our theology, the way we interpret scripture, our dogmatics, how we approach Christianity, how we view God and this Christian religion, that is the minor things. The major things is that we focus on Jesus Christ, our risen Savior, Lord and King. And we can gather today as the people of God to celebrate the fact that He is alive. Amen. And what a privilege it is to see a 7-year-long dream come true today as the people of God take hands together and are united in, I think, one of the most central and most influential grounds in this town and in our area. And ek wil vir jou vra dat jy solank as jy 'n Bybel hier het, sal blaai na Lukas hoofstuk 24. Voordat ek daar uitkom, ek gee jou tyd om te blaai, wil ek jou vertel dat so rukkie terug is ons besig om kaste reg te pak. Ek weet nie wie van julle het 'n kas waarin alles is nie. Daar's van 'n skroewedraaier tot 'n ou strykyster in daai kas, die alleskas. En ons is besig om die alleskas uit te sorteer en my vrou kom op 'n boks af met 'n klomp foto's van my. En toe ek jonk was en daarso is 'n onder 11 Bondedag wennersfoto. Ek was in Pietersburg Laerskool gewees en ons het in 1934 die Bondedag trofee gewen as 11-jariges. En my seun sien onmiddellik. Nou, jy sal my nie erken op daai foto nie. Jy gaan lank soek. Maar my seun, hy weet bloed is dikker as water. En hy gaan met sy vingertjies so oor al die gesiggies en hy stop en hy sê, oh, papa, dis jy. En ek sê, ja, ek is versigtig want ek weet nie of hy dit goed sien of sleg sien nie. So ek wil saam met die ou speel, hy word nou eers 5, so ek wil hy moet nog my sien as sy held. En hy sê, papa, is jy 'n wenner? Ek sê, ja, nee, natuurlik my kind. Is maar wat Pieters doen, jy weet ons wen. And I wish you could see his face. It was like he fell in love with me. All over again. I will never forget the evening that he was born. I held him in my hands and he still had that bit of fluid in his lungs, so he had that strange asemhaling. And I held him and the moment he looked at me, I was like, you and me, man. It's going to be us for the rest of time, yes. And it was from that moment on, just him and his mother. Hy wou niks van my weet nie. Is net ma voor en agter. Maar toe hy hierdie foto sien, was dit asof al iets binne in hom skuif. Asof al iets binne in hom wakker word en hy sê vir my, jy's 'n wenner. En ek sê, ja, natuurlik, dis wat ons doen nou. Ons wen. Sê hy, verloor die ander mense, nee. Sê ek, ja, dis hoe wen werk, ou. En dis asof iets in hom wakker geword het en hy vra toe vir my, papa, gaan ek eendag ook 'n trofee vashou? En ek sê vir hom, jy's 'n Pieterse. Natuurlik. Jy gaan baie vashou. En iets so belangrik en so mooi het in daai oomblik gebeur. It is as if he developed a hope deep inside of him that he will also one day live victoriously with a victorious legacy. En hierdie hoop waarmee hy leef het
het gemaak dat hy my anders sien. Hy sien nou sleg my, sy pa, as iemand wat alles kan wen. Verlede naweek toe Rory McIlroy die Masters wen en ek wys vir klein Joel die highlights, dis jy sal hom wen, nee. En ek sê, ja, nee, ja. Dis moeilik om jou kind te antwoord sonder om te lieg op 'n tyd goed. Wanneer iemand 'n jagstorie vertel en hulle vertel hoe hulle 'n buffel geskiet het of 'n koedebol, dan kom hy so saggies na my en sê, joune sal groter wees, nê? Nee. So dink ek, ja, weet. Hier is die belangrikste deel van hierdie hele storie. My seun sien my en sy lewe anders, omdat hy naby aan my leef. His perception of me and inevitably about his future changes significantly just because of the close proximity that he has with me. My son's proximity to me is what brings him a new perspective of who I am, and that changes something in him of who he is and can be. And you see, we have become very familiar with the miracle performing, on fire preaching version of Jesus. It was on a day a lot like today, where people started to get hungry. Who's getting hungry? Well, good luck. I'm not even halfway yet. That he performed a miracle. People were saying, listen, we're getting so hungry. The disciples, while Jesus was preaching, was interrupting Jesus and say, hey, Jesus, like, great sermon, but land it now, brother. Land it now. The people are getting hungry. And he said, no ways. The people need to know the good news of Jesus Christ. You feed them. And then we all know there came a guy, he had a Sea-Wise 2 special, 2 fish and 5 loaves of bread. And Jesus multiplied that food. We know and we love the miracle working Jesus, the guy who makes great things happen. And we are very familiar with the pre-crucifixion and the pre-resurrected Jesus. But I am in many conversations every single day, and it is very little that I hear conversations about the resurrected, victorious Christ. The fact that Jesus is not dead, the fact that he was dead, and 3 days later he rose from the dead, he defeated the dead, should change something within us. Ons is veronderstel om soos klein Joel met glaserige, glinsterende, groot wye oogies te sê, is ek ook nou 'n wenner? Beteken dit iets vir my, as jy die trofee hou, as die graf leeg is, beteken dit iets vir my ook? And living in close proximity to the resurrected, victorious Jesus, I promise you today, will make you fall in love with him all over again. Om die oorwinnaar te ken, om die een te ken wat die dood, die siekte, die sonde in jou lewe, die skaamte kom verwyder het, en die verslawing in jou lewe kom oorwin het, ontwikkel 'n hoop binne in ons, dat ons ook met daardie oorwinning kan leef. Oor al die goed, wat ons probeer weghou van hom af. En ons baie goed, is daar nie. En dit is hoekom ek en jy so nodig het, om naby aan die oorwinnaar te leef. En ek wil vandag vir jou uit die skrif uitwys, hoekom ek en jy naby moet leef aan die opgestane Jesus Christus van Nasaret, wat oorwin het. And the first reason why we need to live in a close proximity to the resurrected, victorious Christ, is because he, in his resurrection, changes the meaning of things. Die graf het eens verlies en tekort verteenwoordig. It was a place of death, finality, and extreme lack, deprivation.
Maar die graf dra slegs daardie betekenis wanneer daar nog iemand in die graf is. Maar ek sal 'n baie slegte boodskapper wees as ek vandag jou nog laat glo dat die graf vol is. Want ons is hier vandag om te vier dat die graf leeg is. En Jesus met sy opstanding kom en hy verander selfs die betekenis van die graf vir my en jou. Nou is dit nie meer 'n simbool van 'n tekort en 'n verlies nie, maar die graf met die groot klip wat weggerol is, wat leeg is nou 'n simbool van oorwinning en lewe en dit in oorvloed. En daarom lees ons in Johannes 10 vers 10 dat die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek het gekom, dis Jesus wat praat, sodat julle lewe kan hê, ja, sodat julle dit oorvloedig het. In plain Afrikaans, soos wat my seentjie sal sê, sodat jy kan wen oor alles wat jou wil laat verloor in hierdie lewe. Want jy is syne. Jy's deel van hom. The enemy wants to label your life as a life of loss, a life of bad luck, a life of lack, a life of destruction, a life of hopelessness. But when we live in close proximity to the resurrected, victorious Christ, He can change the meaning of our lives from loss to life, from lack to gain, from death to resurrection, from destruction of relationships to deep and authentic reconciliation, where we thrive in what God has planned for us. Nou daar waar jy geblaai het in Lukas hoofstuk 24, as jy nie 'n Bybel hier saam met jou het nie, gaan sit asseblief langs iemand van Kruin gemeente. Hulle sal vir jou wys. Maar dit sal hier ook op wees. Dou voor dag op die Sondagoggend het die vroue na die graf toe gegaan met die aromatiese olie wat hulle voorberei het. Daar aangekom kry hulle die steen weggerol van die ingang van die grotgraf af. Hulle het ingegaan, maar nie die liggaam van die Here Jesus daar gekry nie. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Skielik staan daar tussen hulle 2 mans met helder blink klere aan. Die vroue was verskrik en het hulle gesigte afgebuig grond toe. Die mans sê vir hulle: "Waarom soek julle die lewende tussen die lyke?" Ek dink hierdie is seker een van die kragtigste woorde wat volg. Hy is nie meer hier nie, maar is opgewek. Now, this aroma oils that we read about is actually, some translations refer to it as spices and oils in verse 1. Other translations call it herbs and ointments. But this product that the ladies went to the grave with was to preserve the corpse of Jesus Christ, to preserve a dead body. It was to preserve what is still left of something that has no life and meaning anymore. To keep it intact, to keep it in shape for as long as possible, and to keep it from smelling bad after a few days. For centuries, people used this tomb to place their loved ones in who has passed away, and then bring these aromatic oils to preserve what is already dead. But remember that we are invited to live in a close proximity to the resurrected, victorious Christ, because He changes the meaning of things. Hoeveel keer het jy in jou lewe nie groot verlies of groot teleurstelling beleef nie, maar keer op keer, net wanneer dinge nie lekker loop nie, net wanneer dinge nie uitwerk soos wat jy gehoop het, dit gaan nie, kom jy met jou balsem, jy kom met jou selfbejammering, jy kom met jou hartseer, jy kom met jou teleurstelling, terug na waar dit gebeur het, en jy probeer om dit wat dood is, die verhoudings wat dood is, dit wat verby is, dit wat in die verlede is, die besigheid wat nie uitgewerk het nie, jy probeer om balsempies te bring soontoe, om dit net so klein bietjie mooier te laat lyk as wat dit eintlik is.
Daar's goed in jou lewe wat nie uitwerk nie, wat nie gebeur soos wat jy graag wil hê dit moet gebeur nie, en keer op keer gaan jy terug en in jou geselskap, in jou gesprekke met mense, praat jy asof jy dit wat dood is net 'n bietjie beter wil laat ruik. Net 'n bietjie beter wil laat lyk, net so klein bietjie langer nog aan die gang wil hou, maar eintlik glo jy dat die verhouding is dood. Eintlik glo jy dat die toekomsverwagting is dood. Eintlik glo jy dat die droom van 'n suksesvolle besigheid en 'n gelukkige gesin is dood. En ek en jy leef soms so in die leuns van die vyand waarvan Johannes 10:10 praat aan die begin, dat ons dit wat reeds dood is, net so bietjie beter wil laat lyk as wat dit eintlik is. Dis eintlik baie eenvoudig. Hoeveel van julle het al gejok wanneer iemand vir jou vra hoe dit gaan? So 2000 van julle. And it's weird that we believe that Jesus conquered death and that the grave is empty, but somehow we still come metaphorically to the things that did not yet happen. We don't believe that the best is yet to come and that we serve a victorious God and a victorious Christ, and that even though he was 3 days late, he was still on time. He confused his disciples. His disciples thought, ag nee. Ai, het was 'n goeie run julle, thanks. Lekker 3 jaar. Ek gaan kyk of my oom vir my 'n job het. Want Jesus is nou dood. Ek het gedink ek gaan 'n dominee word, maar in elk geval nou is dit verby. Was lekker om julle ouens te ken. Ons sou nie regtig vriende gewees het as dit nie vir Jesus was nie, so check julle later. No. They were so confused about the fact that, but he's dead. He said we're going to live forever. He said he's going to save us. What's happening? En al was Jesus 3 dae laat gewees uit 'n menslike perspektief, het ek en jy nodig om op te hou te glo dat Jesus Christus het net die dood oorwin en dat ons, soos wat my seun glo dat ek enige iemand kan wen, en as jy al saam met my golf gespeel het, sal jy weet, ek sal nie vir Rory McIlroy wen nie. Definitief nie. Maar laat hom dit net glo. Hy speel nou daar agter, so jy moenie vir hom sê nie. But sometimes it is time for the church to start believing again that if Jesus could raise from the dead, he can also resurrect your marriage that you have been trying to savor with all these aromatherapy stuff to try and preserve what is already dead. Instead of turning to God, you've been turning to everyone else, but he calls you to live in a close proximity to him, to taste the victory that he has for you. Sometimes we don't believe that Jesus can come and resurrect the state of our public schools. So we just go and say, no, I don't know about this school. I don't know about the area the school is placed in. And instead of people gathering on a field in a school of influence, like today I'm preaching to the choir, because you are here. Maar ek praat van mense wat nie hier is nie. Maar dit moet glo. Soms probeer ons dit wat wanhoopig is, wat wanhoop bring, wat ons hoop steel, preserveer. Maar Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan, sodat ek en jy hoop kan hê vir dit wat nog nie gebeur het nie. Dat ek en jy hoop kan hê vir dit wat ons glo gedelay is. Dat ek en jy met hoop kan leef vir dit wat ons nog nie gesien gebeur het nie, maar aan vashou. Dat in ons regering waarvoor ons gebid het, in die stede wat hier verteenwoordig is, in the city of Ekurhuleni, in every single individual dream that you have in your friendships, in your relationships, in your ideas and your hope, that we would rather stop spicing what hasn't happened before and start believing and proclaiming that we live in a close proximity to the resurrected, victorious Jesus that changes the meaning of things. So if your marriage has had the meaning for the past year or the past years of one that is lifeless and without hope, he, in the center of it all, can change the meaning of it. He can change the meaning of what is dead or what did not happen yet to what is victorious and flourishing and brings hope. Amen?
The second reason why we need to live in close proximity to the resurrected, victorious Christ is because He calls us, me and you, everyone here represented, even everyone online. I mean, this thing is streaming so extremely wide. For almal online, baie welkom, by the way. But the second reason why we need to live in a close proximity to Him is because He calls us to live in victory. Die oorwinning van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, is nie net vir Sondag nie, maar dit is vir Maandag tot Saterdag ook. Mag ons as die kerk van Jesus Christus, hoofletter K kerk, die algemene kerk, mag ons nooit net mense wees wat sy oorwinning verklaar op 'n Sondag nie, maar mag ons in dit leef, in die oorwinning leef, dag na dag, Maandag tot Sondag of Sondag tot Saterdag, hang of jy jou Outlook kalender gestel het. En Jesus het nie opgestaan uit die dood uit, sodat ons dit net kan vier, een keer 'n jaar nie. Jesus het opgestaan sodat ek en jy in sy oorwinning oorvloedig, soos wat ons gelees het in Johannes 10:10, kan lewe dag na dag, elke oomblik van ons lewe. And this is the resurrected Jesus speaking here in Mark chapter 16. I'm going to read you verses 17 and 18. Hierdie is die wondertekens wat die sal beleef wat glo. Hulle sal bose geeste in my naam uitdryf. Hulle sal in nuwe tale praat. Hulle sal slange ongedeerd kan hanteer en as hulle iets giftigs drink, sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Now before anyone here gets terrified that we're going to do something weird now, it's not happening. This is a very incredible way of speaking that Jesus actually says that the same power that raised me from the dead is now in you. Those who confess with their mouths and believe with their hearts, they now live with the same victory over sickness, over circumstances, over disappointment. They have the same power, the same breath of God in me that made me conquer death. So in my name, only in the name of Jesus, will you experience victory over the things in your life, throughout your life, if you stay in close proximity to Him. Jesus se oorwinning is nooit passief nie. Dit roep ons altyd tot aksie. A relationship with Jesus is very personal. Maar hoeveel keer verwar ons nie privaat met persoonlik nie? Wat ons eintlik na toe uitgenooi word hier, is om te skuif. Om 'n skuif te maak van 'n passiewe Christelike kerkganger, mooi voorbeeldige mensie te wees, en om in aksie in die oorwinning van Jesus te loop en te leef, sodat ander die hoop van Christus en sy oorwinning kan ervaar. Ek gebruik altyd hierdie voorbeeld. Dit is, ek weet nie of jy al ooit 'n narkieboom gesien het, 'n narkie produseer, en dan gaan die boom en sny of skil die narkie en geniet homself nie. 'n Skaap eet nie skaap nie, hy eet gras. Ons eet die skaap. Die skaap word nie geproduseer sodat hy sy vleis, sy vrug kan geniet nie. Dis altyd vir iets anders. Dit wat 'n boom produseer, die vrugte wat jy in jou lewe dra, hoe jy in aksie oorgaan in jou lewe en die hoop en die liefde en die genade van Jesus Christus aan ander wys, is sodat iemand anders die hoop en die oorwinning en die lewe van Jesus Christus kan proe en kan ervaar. Jesus did not resurrect from death in public. He did not die in public so that we can privately worship Him in our homes or in our safe church on a Sunday morning. Jesus het nie in die publiek gesterf vir my en jou, sodat ons in gemak saam met die mensies wat ons ken en die mensies wat ons gemaklik mee kuier,
in sy oorwinning kan leef nie. Dis nie hoe sy oorwinning lyk nie. Sy oorwinning lyk so, dat al is jy gebroken, al skiet jy tekort, al lewe jy nie 'n perfekte lewe nie, sy genade is genoeg vir jou, en hy het opgestaan uit die dood uit om vir jou oorwinning te gee vir die dinge wat tekort kom in jou lewe, sodat jy ook hoop vir iemand anders kan wees, dat die vrug wat in jou lewe is, omdat jy naby aan hom leef, vir ander mense die hoop en die lewe van Jesus Christus kan bring. Dikwels dink ons dat ons verhouding met God is privaat, maar dit is 'n nonsens Afrikaner gewoonte wat ons aangeleer het, want ons sê mos, nee, ons praat nie kerk en politiek nie. Moet nie daaroor praat nie. Daai is private goeders. Maar Jesus Christus het nie gesterf publiek en opgestaan publiek, sodat ek en jy 'n private verhouding met hom kan hê nie. Ons misgis dikwels 'n private verhouding met 'n persoonlike verhouding. Ja, God het 'n persoonlike verhouding met my en jou. Hy wil ons diep ken, en hy wil hê ons moet hom diep ken, en dat ons hom bekend moet maak, dat ander mense hom diep kan ken. Maar dit is nooit privaat nie. En hierdie goed wat hy vir ons na toe roep in Markus hoofstuk 16 sê, jy gaan nie 'n private lewe leef as jy in my oorwinning wil leef nie. As jy my oorwinning in jou lewe wil sien, gaan uit en maak disippels van alle nasies, doop hulle, leer hulle, doen al hierdie wonderlike dinge, sodat mense kan proe en kan sien dat ek goed is en dat ek leef. Dieselfde krag word aan my en jou hier gegee, en soos wat Emil toe hy gegroet het, gesê het, dat die woord van God leer ons, that God commands a blessing there where his people is in unity. En vandag met almal hier saam, met al die verskillende gemeentes teenwoordig, glo ek dat God stort 'n eenheid over the city of Ekurhuleni. I believe that the people will taste and see the resurrected, victorious power and blessing of Jesus Christ in your home, in your school, in your business, in your household, in your church, if you live and choose to live in close proximity, not to the miracle working on fire preaching version of Jesus Christ, but as the resurrected King over the dead, that gives you the same authority om in die publiek hoop te bring vir die hopeloses. Om genesing te bring vir die siekes, om samesyn, community te bring vir die wat alleen is. Partykeer is hierdie wonderlike krag van God so prakties uitvoerbaar. Partykeer lyk dit so eenvoudig soos om iemand te druk langs wie jy gewoonlik net sal verbyloop. Partykeer is dit so eenvoudig, eerder as om te dink ek moet hierdie magtige gebed oor iemand se lewe uitbid, om hulle net 'n hand op die skouer te sit en te sê, luister, jy is nie alleen nie. Jesus gee die opdrag om gesag te neem uit sy oorwinning wat hy vir ons gee, sodat die kultuur van hierdie metropool van Ekurhuleni, dat sy betekenis kan verander. Maar dit gaan slegs gebeur as ek en jy in die oorwinning begin loop. You know, this is a metropolitan that has kind of the characteristics, and this is the same in Alberton, or as you may say, Alberton. It's the same in Benoni, or as you will say, Benones. It's the same in Kempton Park, that there is too much drug addict, too much poverty, too much people living on the streets. This is the things that we say about our cities, that the public schools gaan agteruit. Dat daar baie egbreek plaasvind. Elke dorp sê altyd ons egskeidingssyfers is die hoogste, asof hulle spog daarmee.
And that has been the meaning of the places that we live in for many years and many generations. But in my preparation for today, I sense that God will command a blessing where there's unity among His people, and we can take the authority of the resurrected Jesus Christ, and we can change the meaning of a city that is known for drug abuse. We can change the meaning of a city who has the meaning of bad public schools and poor education. We can make a stand and let the victory of Jesus Christ come and rule over the places where we live. You can take the authority and let His victory rule over your house. You can take the authority and let His victory rule over your business if you choose to continue to live in close proximity to the resurrected, victorious Jesus of Nazareth. This is what will bring hope to our towns. Dit is wat sal hoop bring. You see, the resurrected Jesus doesn't want His church to build a brand or create a new vision or to, try and be cute and fancy. And as a church leader myself, I admit that sometimes we lose focus en ons try oulik wees, man. Ons try nice goedjies doen. But He doesn't call His church to be cute or to drive an agenda. God wil hê dat sy kerk, dis ek en jy, sy mense, die naam van Jesus Christus moet verheerlik in en deur ons lewens. Hy wil hê dat ons in eenheid moet leef. Hy roep ons om radikaal mense lief te hê. Hy roep ons om met dieselfde autoriteit wat Jesus uit die dood uit op te laat staan, te loop en lewe te spreek oor ons skole, ons huise, ons besighede, ons areas, ons kerke, waar ook al ons gaan, to live in a close proximity with Him. And this is not a call to a private relationship to the resurrected Christ. He calls you to know Him personally, but to honor Him publicly. En miskien sit jy hier vandag en jy sê, om eerlik te wees met jou, Johan, ek het soveel pyn, ek het soveel teleurstelling, ek het soveel goed in my lewe wat ek kan vashou. Om eerlik met jou te wees, ek is eintlik 'n slagoffer. To be honest with you, I'm a victim of all the losses in my life. I'm not living in a close proximity to the resurrected Jesus Christ. I'm living a life of lack. But I want to move into a life of His abundance. I do not know Jesus personally. I know of Him. I know the stories of Him. But I don't know Him personally. I'm not in a close proximity relationship to Him. Ek is vasgevang eintlik net in gewoonte en in godsdiens. Maar my lewe is nie totaal en al oorgegee aan Hom nie. Ek het eintlik nog nooit met my mond bely in die publiek en in my hart geglo dat Hy my redder is. Dat Hy uit genade uit my sonde vergewe het, my losgekoop het en dat ek nou regverdig voor God kan staan. I want to make this clear. I'm not giving someone to recommit their lives to the Lord. I'm calling on people that wants to make a first-time commitment to God and say, this is the day where I choose to let You change the meaning of me. This is the day where I choose to take You as my King and Savior. So ek wil vra dat almal hulle oë sal sluit vir 'n oomblik, net in respek en privaatheid vir almal om jou. En as jy daardie besluit maak dat jy in 'n nabye verhouding met Jesus Christus wil leef, dat jy vandag jou lewe wil oorgee aan Hom, dat Hy die betekenis van die traject van jou lewe sal kom en kom verander, dat jy sal wees vandag van verlore na gevind, van weeskind na seun en dogter van die koning, dan wil ek hê dat jy vir 'n oomblik net jou hand in die lug sal opsteek. Prys die Here, daar's baie hande wat oral oor die gehoor opgaan.
Mense, kom ons gee een groot hande klap vir al hierdie mense wat vandag 'n besluit vir Jesus maak. Prys die Here. En net om almal wie se hande opgegaan het te help, wil ek vra dat elkeen in die gehoor hierdie volgende woorde hardop agter my sal aanbid. Sê agter my aan: Jesus, ek glo dat U het oorwin. Ek glo U het my sonde vergewe. Ek bely vandag met my mond en ek glo met my hart dat U oorwin het. Dat U lewe, dat U nou in my leef, maar dat U ook deur my leef. Mag my lewe hoop bring vir almal om my. In Jesus naam gee ek myself oor aan die een wat die dood oorwin het. En ons almal sê saam, kom ons gee die Here een groot lofoffer. Prys die Here dat daar seuns en dogters vandag in sy huis is. Prys die Here dat daar nog steeds mense verklaar dat Jesus Christus die koning is. En ek wil vra dat jy vir 'n oomblik op jou voete sal staan en ons gaan afsluit met 'n laaste lied en verklaar dat ons glo in die een wat sê dat hy is wie hy is. En as jy enigsins vandag gebed nodig het, of jy jou lewe vir die eerste maal vir Jesus gegee het vandag, ek wil jou vra, gaan praat met jou pastoor, gaan praat met jou dominee, gaan praat met die een in wie jy in disippelskap of in verhouding is, bly in jou gemeente gewortel, gaan kerk toe, gaan dat die mense jou daar versorg en 'n pad van disippelskap saam met jou stap. Maar as jy net sê, luister, ek het vandag gebed nodig, ek het vandag Jesus nodig, as ons klaar afgesluit het, gaan al die gemeentes se bedieningspersoneel wat hier is, hier aan die kant van die verhoog vir jou wag, en jy is welkom om hiernatoe te kom, dat hulle saam met jou bid. Nou, kom ons kyk of jy kan onthou wat Emil vir jou geleer het aan die heel begin. Ek wil elke stem hoor. Hy het opgestaan. Hierdie mense hier weet, kom ons hoor of die mense daar weet. Hy het opgestaan. Kom ons aanbid die Here. From the beginning, you've been unchanging. Age to age you stay, constant you remain. Every mystery, the questions I've carried are safe within your will, so I trust you even still. I believe you are who you say you are. You do what you say you'll do. You'll come through. You are always able. I believe you've already made a way. I'm running through parted ways, straight to you. You are always faithful. Jesus, you're for me, holding me steady. Every word you speak is a promise that you keep. This firm foundation cannot be shaken. My God, you never fail, and I know you never will. I believe you are who you say you are.
Ja, kom ons gee vir die Here 'n groot hande klap.